Kom ons word so oombliekie rustig. Ons begin ons saamwees met 'n openlike verklaring en ons verwoord daarmee die rede vir ons saamwees, maar ook ons hartsversigtiging, dit wat diep in ons harte leef. En ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 46 en 48. En ons spreek elkeen hierdie woorde dan in ons harte saam. God is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Hy was nog altyd bereid om te help in nood, en daarom is ons nie bang nie. Die Here is groot. Aan hom kom al die lof toe. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor hom rustig word, mag ons ook hoor as hy ons groet en seën met hierdie woorde. Genade en vrede vir jou van God ons Vader in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons antwoord op die seën van die Here deur saam te sing, Grote God, aan U die eer, vers 1, 2 en 3, en daarna kan U plekke inneem as ons stil staan by ons belydenis. Met die oog op die prediking staan ons stil by Sondag 32. En wat hierdie Sondagsafdeling ten diepste verwoord, is daar die tweede vers wat ons gesing het, né? In genade groot en ryk, bou God sy koninkryk. Voordat ons kon kies of vra, het sy seun ons vloek gedra. Voordat ons kon hom vind, omdat hy ons gekry het, voor ons nog ons skuld bely het. En dit is regtig belangrik om daardie stukkie te verstaan. Dit wat ons in Genesis 3 sien, wanneer Adam en Eva in sonde val, gaan kruip hulle weg, en dan kom God na hulle toe. En luister ons na dit wat Paulus in Efesiërs met ons deel, dan sê hy, ons is van voor die grondlegging van die aarde af, in Jesus Christus uitverkies. So wanneer God vir Adam en Eva gaan soek, daar waar hulle wegkruip, is die plan klaar in plek. In Christus sal hulle vrygemaak word, nuut gemaak word, om te word die man en vrou wat God uiteindelik bedoel het hulle moet wees. En daarin, as ons die verloop van die Ou Testament en die Nuwe Testament volg, en dan ook uiteindelik ons eie lewens volg, dan sien ons dat daar lê 'n besondere spanning. En daarom, wanneer ons by die katekismes stil staan, dan is daar hier die vraag, uit hoeveel dele bestaan ware bekering van die mens? En dit is 'n belangrike vraag, want partykeer lyk dit nie asof daar bekering was nie. So hierdie is nie 'n goedkoop vraag nie.
Hoe lyk dit wanneer ek by my Vader tuis gekom het in Christus? En dan sê ons dat dit ware bekering word sigbaar in 2 dele, die afsterwing van die ou mens en die opstanding van die nuwe mens. Nou wat is die afsterwing van die ou mens? Dis 'n hartlike berou daaroor dat ons God deur ons sondes vertoorn het, hom kwaad gemaak het, hom hartseer gemaak het. En daarom ook hoe langer hoe meer die sonde haat en daarvan wegvlug. Daar is 'n manier van dink en doen, van lewe, wat ons af van wegskram, van wegvlug, sê Orsinius wat die katekismus opgestel het. Teenoor dit, ons vervang daardie ou mens met iets anders. Die opstanding van die nuwe mens. En dis 'n hartlike vreugde in God deur Christus en 'n lus en 'n liefde om volgens die wil van God in alle goeie werke te volhard, te lewe. En daarin 'n baie belangrike stukkie, daardie eerste stukkie, is 'n hartlike vreugde in God. Hy word my alles. Ek vind my vreugde in hierdie lewe in hom. Maar dis nou die spanning. Dis wat ware bekering is, die afsterf van die ou mens en die opneem van die nuwe mens, en dan sien ons in ons alledaagse lewe, as ons stoei en worstel met ons eie hart en ons eie gebrokenheid, dan sien ons, ja, die ou mens is maar nog sterk en stewig, baie keer in beheer van my lewe. En dis wanneer ons daardie laaste vers regtig ter harte neem, dat die Here wat God is en hoof is, dat hy ons oë, geloofsoë sal oopmaak, dat ons kan sien, dat geen goed of kwaad aan toeval oorgelaat is nie. Dat bokant ons begrip en ons verstand, hou hy dit wat is in stand. En daarom, dit wat ons tot sover in ons oordenking van Romeine 11 en 12 vasgemaak het, God ken jou ou mens beter as wat jy homself ken. En daarom, wanneer jy stoei en worstel met jou ou mens, vat dit na die Here toe. En leer by hom, hoor by hom, wie jy is in sy oë. Daaruit vloei nuwe lewe, wanneer ons saam met hom die pad verder stap. Nou, wanneer ons hierin voor hierdie waarheid, voor hierdie groot waarheid rustig word, dan is dit uiteindelik net lof wat ons kan bring aan God. Vir sy goedheid. Ou vertaling, ou Afrikaans praat van sy goedertierenheid, dat hy in hart en wese goed is, wanneer hy na ons kyk. Kom ons maak sy naam groot, vir die verlossing wat ons mag ken, deur saam te sing van Psalm 89, vers 1 en 6, en daarna bid ons saam. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons voor U mag rustig word. Vas oortuig, seker
in die wete, in die belewing, in die ervaring van u goedheid. Dat ons u mag ken as Vader, en daarin mag ken as Vader, nie op grond van ons eie vermoë, of dit wat ons goed en reg doen nie, maar op grond van dit wat Christus in ons plek vir ons gedoen het. En waar ons van hierdie Paasnaweek af, die res van die jaar in die oë kyk, dankie dat ons mag leef met hierdie sekerheid, dat Jesus volkome betaal het, vir dit wat teen ons geskrywe staan. Dat ons ou mens nie meer oor ons kan regeer en hoef te regeer nie, omdat ons saam met Christus gesterf het. Maar dankie ook dat ons die toekoms in die oë mag kyk, seker dat die opstanding 'n werklikheid is. En dat die nuwe mens wat U in ons vestig, sal groei en groter en sterker sal word, tot op daardie dag, wanneer Christus weer kom. En wanneer ons so saam voor U vergader, seker in die wete dat U die een is wat ons hoor, dat U altyd bereid is om te help, dan bid ons Vader, wanneer ons kom om te luister na U woord, maak dit rustig in ons harte. Maak ons sensitief vir die leiding en die werking van die Gees, dat ons mag hoor, en dat ons uiteindelik mag lewe, soos wat U bedoel het, ons moet lewe, in hierdie tyd. Geborge in ons verhouding met U, terwyl ons saam met U werk, aan die mooi waarmee U besig is, ook in hierdie tyd. Wil U ons hierin genadig wees, as ons dit bid, in die verwagting dat U ons gebed verhoor, in Jesus se naam. Amen. Ons staan stil by die gawes wat God gee, die gawes van die Gees in besonder, en ons maak weer vas, 3 belangrikste gawes, hy gee homself, sonder hom geen lewe moontlik nie, daarna gee hy vir jou met jou vermoëns, en dis waar ons nou vir die laaste paar Sondae stil gestaan het, rondom Romeine, dat die vermoëns, die gawes verskil, en dan die derde gawe wat hy gee, is die geleentheid tot diens, omdat ons leef in hierdie tyd, in hierdie wêreld. Dis 'n geleentheid wat God vir ons gee. Nou ons staan stil, Kobus daar die eerste skets net, by hierdie flitskaart, hy is op die gemeentegroep, gawes verskil, so gee ag op dit wat jy ontvang het, en die punt wat ons daar vasmaak, die klem wat ons probeer lê, is dat dit verskil, almal het nie dieselfde gekry nie, en dis okay. Nou daar is 2 goeders wat ons kan lam lê, wanneer ons verkeerd oor gawes dink, en die een is, dat ek so 'n stukkie bitterheid kan ontwikkel, omdat ek voel, ander mense het beter gawes as ek, en daarom, help het nie regtig, ek bring my deel nie. Aan die ander kant kan ek natuurlik 'n bietjie trots word, en dan dink die gawe, die geskenk wat ek ontvang het, maak my beter as ander. En dan kan ek ook maklik by 'n plek kom, waar ek na 2 kante toe 'n fout maak. Die een is, ek sê, ek hoef nie my gawes hier te deel nie, want wat kan die mense nou wel vir my sê? Ek het die beste gawes. Of na die ander kant toe, kan jy by 'n plek draai waar jy sê, ek het die beste gawes, ek moet alles doen, ook nie gesond nie. So by enige plek waar ons kom, waar ons by 'n plek kom waar ons gawe oor of onderwaardeer, dan is ons in die moeilikheid. Dan verstaan ons iets van dit waarmee God besig is nie reg nie. En dis wat Paulus in Romeine vir ons probeer verduidelik, en daarom dat hy in vers 3 by daardie plek kom, om te sê, luister, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. As net een liggaam. Ons gawes word gegee, verseker, sodat jy die man of vrou kan word, wie God bedoel het jy moet wees. Maar dis gegee, sodat ons binne in geloofsgemeenskap, binne in die liggaam van Christus, in hierdie wêreld, kan dien. Die teken kan wees van God se teenwoordigheid. So wat ons ontvang ons uiteindelik, sodat die wêreld kan sien, God is hier teenwoordig. Ons is sy beelddraers. Ons is sy verteenwoordigers. En daardie Psalm 89 het ons gesing van die goedertierenheid van God en van sy trou, wat soos 'n tempel is wat op vaste grond verrys het. En die digter maak daar hierdie beeld vas, gedagtig aan Salomo se tempel, wat hierdie wonder was in daardie tyd se wêreld, met die groot stene, met die mooi gebou, en dan skryf Josefus dat dit was 'n besonderse ervaring van daai tyd af, as jy by die fees van ligte gekom het, om te sien hoe daardie berg in lig omhul is, want hulle het baie lampe aangesteek om die berg, die teken te maak, waarna Jesus verwys, wanneer hy sê ons is 'n stad op 'n berg, wat nie weggesteek kan word nie.
Daardie teken was vir Israel die teken, God is hier, maar ook vir die wêreld. Nou kom Jesus, wanneer hulle die tempel herbou na ballingskap, en wanneer die disippels na die groter stene kyk, wat Herodes hulle daar aangepak het, dan sê hy, nie een van hierdie stene sal op die ander een bly staan nie. En dan sê hy 'n baie belangrike ding saam met dit, breek hierdie tempel af en ek sal hom in 3 dae weer opbou. En dan verwys hy na die liggaam, sy liggaam. En daarin verwys hy na my en jou. Ons is die teken van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. En om hierdie teken uit te rond, groot te maak, mooi te maak, voeg hy verskillende mense met verskillende gawes by, en dan roep hy ons om in liefde saam te leef, sodat ons en ander die lig kan sien. En daarom, kom ons luister dan na dit wat die Here met ons deel in Romeine. Ons begin weer, daar in Romeine 11 by vers 32, baie belangrike gedeelte, hoofstuk 11, Paulus stoei oor die plek van Israel. Is Israel dan gaan die Here hulle anders te hanteer? Gaan die beloftes van die ou verbond nog steeds geldig wees? Of moet Israel ook eers by die nuwe verbond uitkom? En dan sê hy, dit is moeilik om te antwoord, want wel die Here is die Here en hy word nooit sy woord ontrou nie. Maar Paulus sê, hoe hy dit verstaan is dit, omdat Israel ongehoorsaam geword het, gee die Here hierdie geleentheid nou vir die heidene, sodat hulle in hulle lewe saam met die Here uiteindelik vir Israel jaloers kan maak, en Israel nader kan kom. En dis dan die slotsom waartoe hy kom, is dat God het almal aan ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy hom oor almal kan ontferm, of aan almal medelee kan betoon. Niemand word uitgesonder nie. God kom soek al sy kinders. En daarom kom hy by hierdie loflied, die grootsheid hiervan, o diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Die som van hierdie gedagte wat hy hier saamtrek is dit, wanneer die Here vir Adam en Eva gaan haal daar waar hulle wegkruip, dan is die plan klaar in plek. God word nie onkant gevang deur die gebrokenheid van hierdie wêreld nie. Almal aan ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy aan almal medelee kan betoon. Die plan was, dat God mens gaan word, gaan ly saam met ons, sodat nuwe lewe moontlik kan word. En daarom kom hy dan in vers 12, in hoofstuk 12. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Kragtens die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Nee, lê jou liewer daarop toe om beskeie te wees, in ooreenstemming met die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Ons het baie lede in een liggaam, en die lede het nie almal dieselfde funksie nie. Net so is ons, al is ons baie in Christus een liggaam, en almal afsonderlik lede van mekaar. En die punt hier is dit, verskillende funksies vir verskillende lede, maar hulle moet saamwerk, anders kan die liggaam nie werk nie. Die verskil in funksie beteken nie jy is minder waardig nie. In 1 Korinte 12 gaan hy dit baie mooi verduidelik, gaan lees dit gerigs. So nou kom hy weer by hierdie gedagte in vers 6, van een liggaam en die gawes wat God gegee het, ons het genadegawes wat van mekaar verskil, volgens die genade wat God aan elkeen van ons gegee het. As dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. Nou is dit belangrik hier, moenie sien profesie oor hier is 'n spesifieke amp nie. Dit gaan oor 'n diens, hier is 'n spesifieke werk wat hier uitgelig word, in elkeen van hierdie gawes wat hy beskryf. En as ons praat oor profesie, dan verstaan ons in die Ou Testament, dis die mense wat ander herinner aan ons verhouding met God, terwyl hulle saam met ander deur die gebrokenheid leef.
So as dit die gawe van profesie is, laat ons dit gebruik in ooreenstemming met die geloof wat ons bely. As dit is om te dien, laat ons dien. As dit is om onderrig te gee, laat ons onderrig gee. En as jy 'n disipel van Jesus is jy geroep om disippels te maak, om onderrig te gee. As dit is om mense te bemoedig, laat ons hulle bemoedig. As ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. As ons leiding gee, dan met toewyding. As ons ander help, dan met blymoedigheid. Dis wat die liggaam kenmerk, wanneer die lede saam leef en saam werk. En daarom sê hy in vers 9, die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar. Bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie. Bly altyd geesdriftig, dien die Here. Nou daardie vers 11 is regtig belangrik, moenie in jou toewyding verslap nie. Want dis die pad wat ons as mense baie keer stap. Ons is 'n bietjie haastig van gesindheid. So ek het die Here nou ontmoet, en dit het in die eerste kerk, in die vroeë kerk ook so uitgespeel. Ons het vir Jesus gesien, oortuig dat hy is wie hy sê hy is, en toe gaan verkoop die ouens in Jerusalem al hulle goed en hulle wag vir hom om terug te kom, en toe kom hy nie so gou terug nie. En in ons lewe gebeur dit ook baie keer. Jy ontmoet Christus as Here en Verlosser, en daar's hierdie oplewing in jou menswees. Jy's rarig opgewonde. En daar's 'n stuk vreugde wat jy vind in jou verhouding met die Here, en dan verander goed nie so vinnig as wat ons graag sou wou hê dit moet verander nie. Vat lank, partykeer jare. En dis deel van daardie worsteling wat Paulus verwoord in Romeine 7, as hy praat oor die goeie wat hy wil doen en nie doen nie, en die slegte wat hy nie wil doen nie, en dit doen hy. Of in Korinte, as hy praat oor die doring in sy vlees. En uiteindelik vir die Here vra, maar vat dit weg, hierdie ou mens, en die Here sê nee, my genade is vir jou genoeg. Ons gaan hierdie stoei bly stoei tot die dag dat ons tuis kom, by ons Vader tuis kom. Maar hier in die genade is dat ons weet hy is besig met ons, selfs al sien ek dit nie en al voel ek dit nie noodwendig op hierdie oomblik nie. Maar dit is regtig belangrik om dit as 'n geloofsoortuiging vas te maak en daarin dan vas te gryp en geesdriftig te bly. Dit is belangrik vir my, maar soos wat ons nou in die prediking gaan vasmaak, belangrik vir my broer en suster dat ons geesdriftig sal bly. Nou wanneer ons na hierdie gedeelte luister, dan maak ons vas, ou mens en die nuwe mens is steeds op die tafel. Dis deel van ons stoei. Hoe kom my gawes tot sy reg binne die gemeente? En daarin, dat ons net so 'n bietjie die lyne weer saamtrek, ons het nou 'n naweek tussenin gehad, waar ons nie hierby stilgestaan het nie. So in daardie eerste preek het ons stilgestaan by daardie regtige, egtige verlossing wat ek nodig het. Kobus, daardie eerste skets net. So, God vat ons aan die hand, gesprek binne in 'n verhouding, en hy lei ons op die pad. Ons het al gepraat van die kat. En as jy 'n kat red uit die water uit, dan gryp hy vas en hy klim so teen jou arm op. Jy moet regtig verstaan dat jy verlossing nodig het. Daardie woorde wat Paulus hier verwoord in vers 32, as hy sê God het almal aan ongehoorsaamheid oorgegee, sodat hy aan almal medelee kan betoon, is regtig belangrik. As ek nie kan verstaan dat ek verlossing nodig het nie, gaan my gawes nooit tot hulle reg kom nie. Ek gaan dit nooit gebruik soos wat God wil hê dit moet gebruik nie. Want daar's iets fout in my verhouding met die Here, en daarin het ons dit vasgemaak, is daar die 3 goeters daaronder. As ek nie verstaan dat ek van harte verlossing nodig het nie, dan kom ek by 'n plek waar God eintlik maar iemand is wat ek kan ignoreer. Nou, ek gaan op die high days en holidays met hom moeite doen, want dis maar hoe dit gedoen word, maar hy gaan nie regtig my dag verongeluk nie. Ek gaan leef soos wat ek wil. En dan kan dit na 2 kante toe uitval. Ek gebruik hom as 'n spaarwiel wanneer die nood groot druk, of na die ander kant toe as ek 'n groot droom het, dan gaan ek hom soos die genie in die lamp gebruik, en die lampie vryf en bid en sê Here asseblief maak hierdie vir my reg, want ek het 'n groot droom. Wanneer ek daar leef, gaan my gawes nie tot sy reg kom nie. Want ek verstaan nie wie God is nie, en ek verstaan nie hoekom hy my verlos nie, hoekom hy mense verlos nie. En hy verlos ons, omdat hy God is, omdat hy lief is vir ons, maar omdat hy iets van sy beeld in hierdie wêreld sigbaar wil maak. Hy wil hê ons en ander moet hom kan ken. Nou, daardie gedagte is die eerste gedagte, ek moet dit verstaan, ek is verlos, en ek het regtig verlossing nodig. Ek kan dit nie vir myself doen nie.
En toe het ons die tweede week vasgemaak, daardie gesprek in vertroue, wanneer ek verstaan ek is verlos, dan kom Paulus en hy sê, laat God jou denke vernuwe. Moenie aan hierdie wêreld gelyk word nie, maar laat God jou denke vernuwe. Kobus, die volgende skets, dankie. Dat is die gesprek in vertroue wat die agtergrond is van ons lewe, is regtig belangrik. God vat ons aan die hand. En in daardie gesprek het die Here hierdie pad wat hy stap. Ons gee onsself as lewende heilige offer op grond van hom wat verlos het, en dan ons gee ons ou mens. Want dit is wat ek het. En hy ken my ou mens beter as wat ek hom ken. En wanneer ek met my ou mens na hom toe gaan, dan sê die Here, ek weet. Klaar plan gemaak, klaar ingestaan. Voor die grondlegging van die aarde af, reeds vir jou ingestaan in jou ou mens. En dis in daardie gesprek wat my denke kan vernuwe, wat ek kan verstaan hoe die Here dink oor my, in my gebrokenheid, maar ook in die herstel wat moontlik is, en daarom 'n nuwe mens, en dan gee ek myself weer. En dit het ons vasgemaak daardie tweede week, dat twee dinge gaan ons lewe kenmerk daar. Die eerste is dat ons die gedagtes wat strydig is met hierdie waarheid wat God met ons deel, dat ons dit gevange gaan neem, en gehoorsaam gaan maak aan Christus. En die dieptepunt daarvan is, ek is 'n kind van God. God het my lief gehad, terwyl ek nog 'n sondaar was. Dit kan my nie diskwalifiseer in my diens aan God nie, want God het my gevind, nog voor ek my skuld bely. God is die een wat uitreik na ons toe. En dan die tweede ding, wat ons daar vasgemaak het, daar in die dambel, dat ons kan oefen. En dit sê Paulus dan vir ons in Filippense, alles wat goed is, alles wat waar is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, wat 'n deegsame of lofwaardige saak daar is, rig julle gedagtes daarop. Wees bly, vind vreugde in die Here. En in daardie proses vind die vernuwing van gedagtes plaas. So ek moet verstaan dat ek verlos is en ek regtig verlossing nodig het, en dan is daar die gesprek en verhouding met my Vader, waarin my denke vernuwe, en omdat my denke vernuwe, verander my manier van lewe. En dit bring ons waar ons vandag is. Daardie laaste skets, Paulus. Kobus. So Paulus sê in vers 3, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Heel agter lê altyd die gesprek en verhouding. God is op pad met jou en my. Hy roep ons nader, sonder veroordeling. Hy deel die waarheid met ons, en die waarheid is baie keer ongemaklik, en dan doen hy moeite, hy was voete, hy doen moeite om seker te maak, ons kan hom ken, en in ons ken van hom, leer ken ons onsself. Ons menswees, ons waarde, en ons plek in sy wêreld, die waarde wat ons kan toevoeg. So nou het ons weer die 4 momente daar. As jy gee jouself aan God, dan is die min daarbo, dis jy, en dit beteken jou ou mens, dit word vernuwe, nuwe denke, nuwe mens. En daar's 'n sirkel, maar nou is dit belangrik om hier raak te sien, in daardie proses is daar 'n lewe na die middel toe, en daardie middel is die liggaam van Christus. So daar's nou 'n kerk met 'n paar mense gemaak, is nie die gebou nie, is belangrik om dit te verstaan, is nie die gebou nie. Dis oral waar die liggaam van Christus lewe, waar daar mense is wat bely dat Christus hulle Here is. Nou, verseker is dit hier, want dit is wat ons bely, maar dis ook daar waar jy werk, en daar waar jy speel en ontspan, daar kan ons hande vat. So wanneer ons praat oor hierdie proses, ek gee myself, ou mens ingesluit, en daarin kom daar 'n vernuwing van denke, en 'n nuwe mens wat tot sy reg begin kom, dan is dit verseker belangrik, dat ek daardie pad sal stap en volhard daarin, want dis hoe ek groei. Maar daardie groei is nie selfsugtig net vir myself nie. En dis wat Paulus in Romeine 12 sê. Ons word gegee vir die liggaam, sodat ek in die liggaam kan groei, en daarin die ander ook kan groei, die liggaam kan groei en sterker word. Nou in ons lewe, in die wêreld is daar 'n beginsel as ons oor onderrig praat, né? Sien een, help met een, en doen een. So as ek jou wil leer hoe om 'n kar reg te maak, dan gaan ek jou wys. En my pa het nou nooit verder as dit gekom het. Ek kon gekyk het, maar ek moes nie naby gekom het nie. Maar dit is belangrik, né? Ek gaan jou wys, ek gaan die engine oordoen, en dan gaan ek vir jou sê, nou gaan jy my help. En as ons dit klaar gedoen het, dan gaan ek vir jou sê, right, nou doen jy hom. Ek gaan later weer kom kyk. Maar jy gaan hom nou alleen doen. Dis 'n beginsel in onderrig. See one, help one, do one. Sien een, help met een, doen een. So in ons geloofslewe ook. Die Here vat ons op 'n pad, as ons hierdie dinamika, wat Paulus in Romeine 12 beskryf.
sodat ons een kan sien, met een kan help, en uiteindelik een kan doen. Maar die een wat jy moet sien, is nie iemand anders nie. Die een wat jy moet sien, is jou lewe, in verhouding met God. Dis waar jy God leer ken, in sy goedertierenheid, in sy omgee, in sy liefde en sorg, vir mense. Dis waar jy leer, hoe God maak, met mense, wanneer hulle struikel oor hulle ou mens. Dis waar jy leer, hoe God maak, hoe God erkenning gee, wanneer die nuwe mens, tot sy reg kom, in ons alledaagse lewe. Daarom is hierdie pad baie persoonlik. En as ek nie hier begin nie, by sien hoe God met my werk nie, in my ou mens en in my nuwe mens nie, het ek eintlik niks wat ek met ander mense kan deel nie. Ek sien wat God doen met my. En dan kom ons by die tweede plek, help een. En dis die liggaam van Christus. Dis hoekom Paulus sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Een liggaam. So die Here wys vir ons hoe hy oor ons dink, wat hy mee besig is, baie persoonlik, en dan sê hy, gaan leef saam, gaan help mekaar, gaan bemoedig mekaar, gaan dien mekaar, gaan onderrig mekaar, verdra mekaar in liefde, wees lief vir mekaar, hartlike broederliefde, sê hy hier in Romeine 12. So wanneer ons praat oor die gemeenskap van gelowiges, dit wat ons doen, wat ons probeer tot sy reg laat kom, wanneer ons as gelowiges so saamtrek in 'n gemeente, is dit nie opsioneel nie. Dit is die plek waar ek help. Waar ek sien hoe die Here nie net in my lewe nie, maar ook in ander mense se lewe besig is. En daarom die sentrale plek wat ons getuienis in ons lewe het. Wanneer Johannes in Openbaring skryf, dan sê hy, die liggaam van Christus oorwin die bose in hierdie wêreld op grond van twee goeders, die bloed van die lam, want dis die gronde van verlossing, en dan ons getuienis. Die bloed van die lam is die ou mens wat gesterf het, en ons getuienis is die nuwe mens wat opstaan. So wanneer ons in gemeenskap saamkom, is die bedoeling dat ons gawes sal laat deel. En nou kom ons by daardie teerpunt, maar my gawes is nie dieselfde as die anders nie, party het beter gawes as ek. En, maak nie saakie. Die punt is nie net dat jy jou gawes moet deel nie, dat jou gawes moet blom tot hulle reg kom nie. Die punt is dat jy jou gawes moet deel. Jy moet dit oefen. En jy moet dit saam met ander oefen. En jy moet vir hulle 'n geleentheid gee om hulle gawes te oefen. Binne in 'n veilige plek, 'n veilige omgewing, waar ons verstaan, omdat ek weet hoe God met my werk, kan ek ook met jou op 'n gesonde manier werk. Die pad saamstap. Soos jy 'n fout maak, geen veroordeling nie. Steeds naderroep. Steeds die waarheid in liefde praat en steeds moeite doen, sodat jy kan verstaan, God is op pad met jou. En wanneer ons by daardie plek gekom het, om te kan verstaan, om geoefen te wees in ons saamleef, dan gaan doen ons een. Dan kan ek uitstap in die wêreld, met al sy teekanting, en ek kan gaan getuig, kan gaan doen, kan gaan disippels maak, soos wat Christus van my vra. 3 stappe. Sien een, jou eie lewe, jou eie belewing van God se goedheid, help mekaar, leef in die geloofsgemeenskap saam, deel jou gawes, en dan deel dit buitekant toe. Nou vertel ons dit so, en ons verduidelik dit so, dan stoei ons almal met hierdie ding van die gebrokenheid van ons ou mens, en ons kom by 'n plek waar ons begin skuldig voel. En dis reg menslik. Nou, die ou mens bly regtig altyd op sy pos. En daar's 'n belangrike ding, en daarom aan die regterkant, die hand, die vader wat sy kind se hand vashou. Nou, hier's 'n belangrike ding vir jou en my om vanoggend weer vas te maak. Wanneer Paulus skryf oor die ontferming van God, en daarin dat God almal aan ongehoorsaamheid oorgegee het, sodat hy aan almal medelee kan betoon, met verwysing na dit wat hy in Christus kom doen het, dan is dit belangrik om hierdie stukkie te verstaan. Ek en jy gaan rekenskap gee. Ons is verantwoordbaar. Ons gaan rekenskap gee aan dit wat die Here aan ons toevertrou het.
oor die gawes wat hy aan ons gegee het, oor die mense wat hy aan ons sorg toevertrou het, en baie belangrik, oor die geleentheid wat ons ontvang het tot diens. Ons gaan rekenskap gee. Maar dit is hier belangrik om te verstaan, dat ons nie dieselfde gaan beoordeel word as 'n slaaf nie. Ons staan nie in verhouding met God as 'n slaaf teenoor sy eienaar nie. Nou, dit is so, as jy die volle raadsplan gaan verkondig, as jy die Bybel gaan deurpreek, dan gaan jy by 'n paar plekke uitkom waar dit staan. Onder andere Paulus. Paulus sê, ek is 'n slaaf, 'n bondslaaf, 'n knegt van Christus. Maar Paulus kom nie hier om ons verhouding met God te beskryf nie. Paulus probeer in daardie uitdrukking iets van nederigheid vasmaak, van hoe hy staan voor hierdie roeping wat God vir hom gegee het. Maar wanneer hy sê hy is 'n bondslaaf, dan verwys hy na 'n gedeelte in die Ou Testament. Dit was so in die Ou Testament, en dit word in Deuteronomium beskryf, dat party mense het baie keer op harde tye geval, die inkomste en die uitgawes het nie lekker gewerk nie, en dan moes jy jouself, jou dienste verkoop, jy het 'n slaaf geword. Maar die Here het gesê, jy mag nooit jou broer as 'n slaaf aanhou nie, so elke 7de jaar is 'n ou wat aan jou diens gestel het, moes hulle vrygelaat geword het. Maar dan maak die Here 'n besonderse vergunning. Hy sê, indien die persoon wat vrygelaat word, voel dat hy nie wil weggaan nie, omdat hy lief is vir sy meester, dan kan hy kies om daar te bly, en dan moet die meester 'n gat in sy oor druk met 'n els teen die deurkusyn, en dan is hy nou deel van die huishouding. Maar die motivering is regtig belangrik. Wil nie op my eie gaan nie, want ek het lief geword vir my meester. En dis waarna Paulus verwys, wanneer hy sê, ek is 'n slaaf van Christus. Paulus was die een wat die kerk vervolg het. Paulus is die een wat God glad nie reg geken het nie. En dan loop hy hom vas in Jesus Christus. En iets verander hartgrondig in sy lewe. In Korintiërs sê hy dit so, die liefde van Christus dring ons, omdat ons tot die besef gekom het, dat een vir almal gesterf het, en daarom het almal gesterf. Hy het lief geword vir sy meester. Dis die aksent wat hy probeer oordra. Hy probeer verduidelik, wanneer hy sê, ek is 'n slaaf van Christus, ek kan nie anders as om te doen wat ek doen nie. Ek is soos 'n slaaf voor sy meester. Maar wanneer Jesus kom en God aan ons openbaar, dan openbaar hy God aan ons as 'n Vader. En dit is regtig belangrik dat ek en jy hierdie gaan verstaan. Want ons kom baie keer en ons luister na die prediking en ons hoor hierdie oproep, luister, kom, deel jou gawes, oefen jouself. Paulus sê vir Timoteus, ou vertaling, oefen jouself in godsaligheid. Oefen jouself. En dan kom ons by hierdie plek en ons voel, maar ek voldoen nie aan die vereistes nie en ek begin skuldig voel. En jy hoef nie. 'n Slaaf word anders te beoordeel as 'n kind. Calvin skryf hieroor in sy institusie en sê, ons gaan nie dieselfde beoordeel word as slawe nie, want ons is kinders van God. Wanneer 'n slaaf beoordeel word, dan kyk sy meester na die werk wat hy gedoen het en hy beoordeel die werk. Hy fokus op die werk. Maar wanneer 'n kind beoordeel word, kyk sy pa verseker na die werk, maar hy fokus op die kind. Het my kind gegroei? Is my kind gesond? En daarom mag ek en jy leef met hierdie seker wete, dat wanneer ons uiteindelik voor die Here gaan staan, dat hy ons gaan beoordeel as kinders. Ek hoef nie met vrees te leef nie. Hy het jou in die oog, jy is sy kind, kosbaar in sy oë. Nou is dit so, partykeer is dit net gesonde verstand om 'n skuldige gewete te hê, want ons maak maar met tye droog. Maar hieroor sê Johannes, as ons skuld het, as ons gesondig het, gaan na jou Vader toe. Hy is getrou en regverdig, bely jou sondes. Hy is getrou en regverdig, hy reinig ons van alle ongeregtigheid. En dan kom hy in hoofstuk 2 en hy sê 'n baie belangrike ding. Sê partykeer kla ons gewete ons aan. Sê maar God is groter as ons gewete. En dan motiveer hy dit op 'n baie besondere manier. Hy sê, ons weet nie wat ons dan gaan wees nie, wanneer ons voor die Here gaan staan nie. Ons weet nie heeltemal nie. Ons weet net, ons gaan soos hy wees. Die beeld van Christus gelyk, met ander woorde. Maar intussen sê hy, maar ons weet dit nou reeds,
Ons is kinders van God. En omdat ons kinders is, erfgename. Ons hoef nie met vrees uit te sien na daardie dag nie. En wat is die bedoeling? Hoekom hierdie gedagte vastrek? God is ten goeie besig vandag in hierdie tyd, in jou lewe en in ons lewe, en daarom in hierdie wêreld. En daarom roep hy ons op hierdie pad, waarin ons sien wat hy doen in ons persoonlike lewe, dit deel in ons saamleef, sodat ons geoefen kan word, om uiteindelik die mooi wat ons ontvang het, te deel met die mense daar buite. Dan mag jy op jou pad hierdie wonder innig beleef. Die wonder van God wat bemoeienis maak met jou, in jou menswees, in jou gebrokenheid, met jou ou mens, maar ook in die heerlikheid van 'n nuwe mens wat tot stand kom. Mag jy die geleentheid wat hy gee om dit te deel, daardie wonder te deel hier in die geloofsgemeenskap, mag jy dit aangryp. Hier waar ons saamkom as die gereformeerde gemeente Bethel, maar ook daar waar jy leef en werk, waar ander kinders van die Here in ander kerke ook saam met jou die pad stap. En mag jy die geleentheid raak sien om die wonder hiervan te deel met hulle wat nog nie gehoor het nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dankie dat ons mag weet dat U ten goeie op pad is met ons. En dat U besig is, selfs al sien ons nie, selfs al voel dit nie altyd so nie. Dankie dat ons ter harte mag neem, dat U op die lang duur, op 'n lang pad, saam met ons stap. Dat U geduldig bly. Dat U vir ons die uitdagings voor ons stel, op so 'n manier dat ons kan bybly, en dat ons dit kan hanteer. En daarin is dit ons hartsgebed, Vader, dat U vir ons sensitief sal maak vir die leiding van die Gees, wanneer ons lewenspad aanvat. Mag ons ervaar en beleef hoe U in ons werk, maar uiteindelik ook deur ons werk, in die gemeente en dan buite die gemeente. Wil U vir ons hierin moedig maak en sterk maak, dat ons geanker in ons verhouding met U, mag volhard op hierdie pad, op hierdie lewe waarvoor U ons roep. 'n Lewe van lig wees, van sout wees, op so 'n manier dat ons en ander U beter kan leer ken. En daarom pleit ons, Vader, open ons geestesoë, dat ons U mag ken, werklik mag ken, en daarin die mooi mag besef, mag ervaar en mag verstaan, van wat dit beteken, dat ons erfgename is, dat ons die erfenis wat van ons voorlê in gedagte mag hou, maar dat ons ook mag weet, Vader, hoe groot die krag is wat in ons werk, ook in hierdie tyd. As dit is in ons persoonlike stoei en lewe en worstel, maar so ook in ons saamleef as gemeente, en uiteindelik as gemeente in ons leef voor hierdie wêreld. Wil U ook in ons en deur ons U lig laat skyn. Ons bid dit, Vader, in Jesus se naam. Amen. Hoe dan sal ons lewe? En daarvoor luister ons na dit wat Paulus met ons deel in Romeine 12. Hoe leef ons as ons dan saamleef? En hier is dit belangrik om te verstaan, dit gaan hier oor die saamleef, gaan oor die liggaam, en dan gaan hy in hoofstuk 13 begin oor die owerheid. Dan spring hy na die verste en dan kom hy weer terug. Gaan hy verduidelik, moenie jou broer of suster veroordeel nie, want ons het 'n getuienis in die wêreld. Maar wanneer hy hier praat, praat hy oor hoe lyk ons saamleef. Die liefde moet opreg wees, verafskuw wat sleg is en hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. Moenie in julle toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here. Verbly julle in die hoop, staan vas in verdrukking, volhard in gebed. Help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Seën julle vervolgers, ja seën hulle, moet hulle nie vervloek nie. Wees bly saam met die wat bly is en treur saam met die wat treur. Wees eensgesind onder mekaar. Moenie hooghartig wees nie, maar skaar julle by die nederiges. Moenie eiewys wees nie. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedsgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.
Moenie self wraak neem nie, geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf, ek sal vergeld, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet, as hy dors is, gee hom iets om te drink, want deur dit te doen maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Kwaad, dood, stikkend, is deel van ons lewe in hierdie wêreld. Moenie dat dit jou onderkry nie. Oorwin die kwaad deur die goeie. Leef soos wat God bedoel het. Leef met 'n besef van jou waarde in God se oë, maar daarin ook met 'n besef van die waarde wat jy kan toevoeg. Deur getrou naby die Here te lewe en saam met hom te werk aan dit waarmee hy besig is. Nou omdat ons hierdie dinge nie uit onsself uit kan doen nie. Kom ons verwoord ons afhanklikheid en ons doen voorbidding vir mekaar en vir die kerk reg oor die wêreld deur saam te sing van lied 488 wanneer ons sing van God se lig in ons. Daarin weer die eerste 3 versreëls, elke keer 'n verwoording van 'n waarheid en die laaste ene 'n gebede wat ons tot God sing, dat hy deur ons sy lig deur ons sal laat skyn. En dan as ons daar by die heel laaste vers kom, dan is nou Jan het 'n lekker lang stem of 'n diep asem, so ons hoef nou net daai laaste een saam te sing nie. As jy kan, dan is jy welkom, maar hoef jy skuldig te voel of sleg te voel as jy nie daarbey uitkom nie. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied bidden saam. Voorbidding vir mekaar, vir die kerk reg oor die wêreld en daarna bly ons staan vir die seën van die Here, waarna ek vra dat u net so 'n oombliekie sal sit. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugdeglans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien, U is die lig, mag U lig hier deur ons skyn. Vrolik klink ons lied vir die volke, 'n pryslied bring al die nasies om ons saam, tot die hele wêreld kan jubel oor U naam. Mag U lof hier deur ons klink, balsem bring herstel vir die wonde, 'n sagte salf vir die mense met hul seer, tot die hele wêreld kan sien dat U genees. Mag U troos hier deur ons bied, eer U woord
Kom ons gaan leef met oorgawe en toewyding, seker in die wete dat God by ons is. Wanneer jy vanoggend sy seën ontvang, verstaan dat dit bedoel is vir jou, maar deur jou bedoel is vir hierdie wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde en die troue sorg van God ons Vader, en die krag en leiding van die Heilige Gees, is met u elkeen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Ampie. Okay. So Ampie vra, daar staan in Romeine, elkeen met sy gawes laat dien in die maat van geloof wat hy ontvang het. Okay. So wat beteken dit? Wat bedoel dit? En dit gaan hier oor die groei. Nou, die Here stap 'n pad van groei met jou. Ek het hoogtevrees. Wie van julle onthou nog ou Suid-Afrika, daai klimrame met die aas, met daai leer tussenin. Hy was van galvanized gemaak. Hy was groot geweest. Hulle het ons een keer daar opgejaag en toe moes jy nou oorklim met daai ding. Ek het gevries daar in die middel. Ek het nie genoeg geloof gehad dat ek het gaan kan maak nie. Nou dis wat Paulus daar beskryf. Jy ontvang gawes en daar gaan tye in jou lewe wees waar jy voor 'n uitdaging staan en jy gevoel nog nie. Ek is nie daar nie. En nou het jy 'n keuse en nou kan jy by 'n plek kom waar jy sê o nee, dit hopeloos, nie ek nie. Nee, byt vas. Jy sal daar kom. Want God is getrou, die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy volvoer tot op daardie dag wanneer Christus weer kom. En dis waaroor daai gaan. Vat die maat van geloof wat jy nou het en dien voluit. Met dit wat jy het, binne jou beperking of jou raamwerk. Dis okay. Dis die liggaam moet die veilige ruimte wees waarbinne ons daai kan doen. So wat het gebeur? Op hy stuk, dis regtig hoog gewees. Met maatjies wat saamkom en sê, nee kom, ons gaan saam oor. Dis die punt van sien een, help met een, of word gehelp met een, en dan gaan doen. So, daai maat van geloof gaan oor die oortuiging wat ek op hierdie stadium het. En as my oortuiging op hierdie stadium is, nee, ek sien nog die kans vir die som van dit wat ek sien moontlik is nie. Dis okay, bedaar. Nie paniekerig raak nie. Maar doen wat jy wel weet jy kan doen, gaan voluit daarmee. Want dis in die vaslê van dit wat ek kan doen, wat ek meer en beter gawes ontwikkel. Okay. Nog? Onthou die vrae vir hulle wat nog nie hier is nie, en dan, julle is welkom om 'n koppie tee of koffie saam met ons rond drink in die saal, net hierna. Baie dankie.